Ek weet nie van jou nie, maar as ons praat oor om nader aan Jesus te groei, dan wonder ek baie keer, hoe lyk dit vir mense? Hoe lyk dit vir jou? Ek dink baie mense leef in hierdie ritme van ek wil in 'n goeie verhouding met die Here wees en dan gebeur lewe en ons raak besig en dis kinders en skooldinge en goed by die werk en vriende en familie en dan vind ons onsself net in 'n tyd waar ons lanklaas tyd met Jesus spandeer. Ek weet nie of jy ook dalk daarmee sukkel of ooit hieroor gewonder het nie. Maar ek dink wanneer ons dan terug in daai plek wil kom en dan sê ons, okay nee Here, weet jy wag, ekskuus, ek gaan nou meer Bybel lees en Here, ek gaan nou hierdie die en daai en dat doen. En kan ek net sê, ek dink niks van daai goed is verkeerd nie. Ek dink nie om meer Bybel te lees en om meer kerk toe te gaan en om meer tye in worship te spandeer is verkeerd nie. Maar ek wil vandag dalk praat oor 'n ander manier, 'n ander hoek waar ek wil hê ons as Kaleio Kerk moet na verhouding met Jesus kyk. Ek dink die plek na geestelike verdieping in ons verhouding is dat ons Jesus bestudeer. Dat ons kyk na sy lewe, dat ons kyk na hoe hy goed doen en hoe hy gepraat het en hoe hy gereageer het en wat se name hy gedra het en so ek dink wanneer ek vir die Heilige Gees vra, Here, in die volgende seisoen vir Kaleio, wat is dit wat U wil hê ons op moet fokus? Dan dink ek dit is juist dit is kom ek en jy gaan in 'n seisoen in waar ons Jesus intentioneel bestudeer. Dit gaan nie oor meer Bybel lees of meer kerk toe of meer goedjies doen nie. Jy ken my, ek hou niks van performance nie, maar ek dink ons gaan iets ontdek wanneer ons Jesus bestudeer. Wil jy saam met my, ek weet nie hoe lank dit gaan vat nie, miskien is dit 2 weke, 3 weke, miskien is dit 'n jaar, miskien is dit 10 jaar, ek weet nie, waar ons as Kaleio Kerk 'n tyd vat om Jesus se menswees, God wees, karakter bestudeer, want ek dink wanneer ons daarna kyk, gaan ons iets sien. So, kom ons gaan vir 'n oomblik, en ek wil hê maak net jou oë toe daarso waar jy is, en ons haal net vir 'n oomblik asem. Jesus, ek wil nie hier moet net nog boodskap wees, en nog 'n preek, en nog woorde, nog inligting nie, Here. Ek wil regtig U vra, Heilige Gees, kom deur dit wat ons vandag oordink, dit wat ons vandag bestudeer, Here, dat dit kom verander, dat dit kom nuut maak. Dankie Here daarvoor. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Toe ek so 'n bietjie nadink oor hierdie reis wat ek jou op wil vat, toe word my gedagtes onmiddellik geneem na die gedeelte in een van die evangelies, Lukas, waar 'n paar van die disippels vir die eerste keer Jesus ontmoet. En kan ek jou vat na daai oomblik toe? Kan ek jou begelei om net saam te sien, wat sien die disippels daarso? Want dit is hier waar hulle pad met Jesus begin. En dalk vir jou hele lewe ken jy Jesus en jy is al baie kerk toe gewees en jy is dalk gered en jy het jou geloof uit die wet uitgehaal om jou te red en jy het jou geloof op Jesus geplaas om jou te red en jy het al belewennisse saam met hom gehad, maar kan ek dalk hierdie ding sê, is ek dink baie van ons ken Jesus en hy ken ons en ons saligheid is uitgesorteer, maar ons het nog nie 'n
saam met hom begin loop nie. 'n intentionele verhoudingspad. En ek wil jou begelei op daai pad, want ek dink dit is presies waarop Jesus ons wil neem in die volgende tyd. So kom ek neem jou na Lukas 5 en ons gaan van vers 1 tot 11 lees in die Nuwe Lewende Vertaling en ons gaan die stuk lees en dan wil ek net 'n paar comments maak op dit wat ons saam gelees het. En dan wil ek hierdie deur oopmaak, hierdie hek oopmaak aan die einde van hierdie boodskap vir jou om saam met Jesus 'n pad te begin stap. En miskien stap jy al lank 'n pad en jy het al bietjie verdwaal en jy wil net terugkom op hierdie pad. En dan is jy op die regte plek vandag. Hoor gou saam wat gebeur in Lukas 5. Eendag was Jesus op die strand van die see van Galilea besig om te preek. 'n groot menigte het na hom toe gebeur om na die woord van God te luister. Hy het 2 leeskuite aan die waterkant gesien waar vissermanne dit gelos het om hulle nette te was. Jesus het een van hierdie skuite geklim en die eienaar Simon gevra om dit 'n entjie in die water in te stoot. Hy het in die boot gaan sit en die skares van daar af geleer. Kom ons stop net daar vir 'n oomblik. Sien net hierdie prentjie saam met my voordat ons te vinnig aanbeweeg. Jesus is besig om vir mense te vertel van die goeie nuus. Hulle is besig om te luister na die woord van God. Nou ons weet Jesus is die woord van God. Hulle is besig om te luister vir hom en terwyl hy preek. Ek het dit al beleef in my lewe. Waar jy is besig om 'n boodskap te gee en terwyl jy praat, vang iets jou aandag. En jy het die vermoë aangeleer om, jy kan aangaan. Dit is een van die mooiste goed wat jy as prediker kan ontdek, is dat jy 'n boodskap kan gee. Jy's besig om te praat, jy's besig om te kommunikeer, maar terwyl al hierdie gebeur, dit is asof dit 'n bonatuurlike gawe is, dat jy kan begin kyk rondom jou en mense raak sien. Jy weet dit nie altyd nie, maar daar's 'n paar goed besig om te gebeur terwyl ons by mekaar is en jy sien mense raak en dis wat gebeur wat in hierdie oomblik. Jesus is besig om te preek en om die goeie nuus te bring en terwyl hy besig gesien hy vir Petrus of Simon op daai stadium, sy naam het nog nie verander nie. En ek wonder wat in sy hart aangaan. Hy sien hom en hy sê hy weet dat met hom gaan ek 'n pad stap. En daarom, terwyl hy sommer besig om te preek, sê hy vir Simon, hoorie, kan jy asseblief jou boot hier met vir my entjie uitstoot, dat ek met die skares kan praat, en Petrus, of Simon, skus, doen dit, maar Jesus bou 'n konneksie daar, so 'n baie intentioneel, dit is nie sommer net toevallig gebeur nie, hy is baie intentioneel met dit wat hy daar besig is om te doen. Dan vers 5, meneer het Simon geantwoord, vers 4, kom ons gaan eers van daar af. Toe hy klaar gepraat het hy vir Simon gesê, vaar dan nou dieper en gooi julle nette uit om te vang. Vers 5, meneer het Simon geantwoord, ons het die hele nag hard gewerk en ons het niks gevang nie. Wil weer weer sê, Here, ons het die hele nag het ons hard gewerk en ons het niks gevang nie, maar as u so sê, sal ons weer probeer. Was jy al daar in jou lewe? Dit is asof jy energie en goed instoot en dit is asof jou die vrug van dit tot niks toekom nie. Ek was al 'n paar keer in my lewe daar. Maar dan, as Simon Jesus dit hoor sê, gooi jou net na die ander kant toe uit. Dan is daar iets wat gebeur. Hy sê, as u so sê, sal ek weer probeer. Want jy sien, in daai oomblik is Jesus saam met hom in die boot. Die vorige kere was Jesus nie saam nie. Ek weet nie vir wie ek hierdie moet sê nie.
Maar ek dink daar's 'n huwelikspaartjie of twee wat regtig sukkel die afgelope tyd. En julle het alles probeer om dit uit te sorteer. Maar dit is asof ek beleef dat die goed wat julle gedoen het om dit te probeer uitsorteer, Jesus was nie deel daarvan nie. Miskien was dit 'n intimiteitslewe wat ons deur snaakse goed probeer aanwakker het, of ons het goed probeer om ons verhouding by mekaar te bring, en ek wil dit vir jou sê dat as Jesus saam met jou in julle bootjie is, saam met julle in die bootjie is, en hy sê, kom ons probeer weer. Dan wil ek nou deur die Heilige Gees vir jou sê, dat ek glo met my hele hart, dat hierdie is jou antwoord. Dat wanneer Jesus saam met jou betrokke raak in iets, is dit 'n ander krag wat daar binne begin funksioneer. En hulle het die hele nag gesukkel, hard gewerk, maar het niks gevang nie. Jy probeer jou hele lewe lank al om 'n sekere ding te doen en energie in te stoot sonder Jesus, en dit het nie gewerk nie. En ek wil jou uitnooi om net weer te probeer saam met Jesus. Dit was nie eers beplan om deel van die boodskap te wees nie, dit het sommer net opgespring. Maar ek weet dit gaan saad dra en vrug dra op my inseke van julle wat nou hierna kyk. Maar kom ons gaan aan vers 6, en hierdie keer was hy net so vol dat het begin skeer het. Hulle het hul maats in die ander skuit geroep om te kom help, en gou was albei hul skuite so vol vis, dat hulle amper begin sink het. Toe Simon Petrus besef wat gebeur het, val hy op sy knieë voor Jesus en sê, Here, gaan asseblief weg van my af, want ek is so 'n groot sondaar. Want hy was verbuister deur die groot visvangs, net soos die ander by hom. Sy kollegas Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, was net so verbaas, en Jesus het vir Simon gaan antwoord, Simon, moenie bang wees nie. Van nou af gaan jy mense begin vang. En toe hulle aan die wal kom, het hulle alles net so daar gelaat, en hulle het vir Jesus gevolg. Hier gebeur iets in hierdie moment, wat ek wil hê ons moet raak sien, is dat visvang is hulle inkomste, is hulle livelihood. As hulle dit nie doen nie, eet hulle nie. Hulle nie inkomste nie, hulle kan nie vir hulle familie sorg nie, hulle reputasies, hulle credibility, is alles in die kruisvuur. En hier daag Jesus op, en ewe skielik, toe Jesus sê, gooi aan die ander kant, is daar net iets anders wat gebeur. In 'n oomblik is hulle 'n paar ryk manne. As die skepe so vol was, of die skuite so vol was, dat het begin sink het, beteken dat hulle sou, they would have had a good payday. Was selfs in daai situasie, al het hulle al die fondse, al het hulle ewe skielik ryk, ewe skielik kan hulle sorg, ewe skielik is hulle reputasie op 'n nuwe vlak. Ek meen, ek en jy, ons moet verstaan wat hier gebeur. Hoekom sal hulle ewe skielik al daai net agterlos? Alles, net daar los, en agter Jesus aangaan. Wat was dit in Jesus, wat hulle selfs hulle livelihood sou prysgee om saam met hom te wees? Nou, ek dink as ons teologies en akademies hierna wil kyk, dan gaan ons hierdie mooi ding ontdek, en so 'n bietjie verder ondersoek doen. Dan moet ek vir jou noem dat Jesus was op daardie stadium aan die begin van sy bediening, maar mense het hom geken, nie net as nog 'n persoon nie, maar het hom geken as 'n rabbi. Nou, 'n rabbi was nie so enige persoon nie. 'n Rabbi was 'n meester, 'n leermeester van die Joodse tradisie, die Joodse woord.
En so dit was 'n ongelooflike posisie wat respek gehad het. En mense het geweet hy is 'n rabbi. Dit was nie enige ou wat 'n rabbi geword het nie. Hoe dit gewerk het in daai dae was dat van die ouderdom 0 tot 10 was al die kinders geleer om die boeke Genesis tot Deuteronomium uit hulle koppe uit te ken. En na die ouderdom van 10 sou jy dan na jou familie toe teruggekeer het en jy sou in die ambag wat hulle gedoen het, of dit nou visvang of tentmakery of boerdery of wat ook al, jy sou net noodwendig daartoe teruggekeer het, maar die cream of the crop, die uitskieters, hulle sou agtergebly het en hulle sal dan nou verder bestudeer het met die moontlikheid om 'n rabbi te word, maar daai proses was nie eenvoudig nie. Hierdie rabbies was vicious. Hierdie ouens het enige moontlike ander rabbi het hulle dan gesê dat, hoorie, die persoon het gekom en gesê, rabbi, kan ek jou volg? En dan het hierdie rabbi gesê, okay, kom ons toets jou kennis. En dan het hulle ongelooflike harde gesprekke gehad. En hierdie rabbi het hierdie leerling getoets rondom wie en wat hy is en wat weet hierdie persoon. En dit was 'n moeilike proses. As jy op enige tydstip kort gekom het, dan sou die rabbi net eenvoudig gesê het, oor jy maak dit nie. En die groot gedagte dan is om te sê, jy is nie goed genoeg nie. Ek wil bysê, dat daar was nie noodwendig skole, onderrig soos wat ons het vandag ken nie. So die onderrig wat jy kon ontvang was deur hierdie proses om deur 'n rabbi opgelei te word, want jy het geleer hoe om suksesvol te leef en te funksioneer. En so dit was 'n baie klein persentasie van die gemeenskap wat uiteindelik 'n rabbi geword het. Hier gebeur iets groot in hierdie moment, wanneer Jesus na die disippels toe kom, veral na Simon en Jakobus en Johannes, want hulle is visvangers. Jy sien, so wat dan gebeur het, is dat natuurlik was hulle nie rabbies nie, en hulle het kort gekom, en hulle het net noodwendig aangegaan met hulle familie se ambag. Maar Jesus kom by hierdie ouens, die visvangers, die normales, die gewones, die nie goed genoegs, as dit ooit 'n Afrikaanse woord is, en Jesus sê vir hulle, volg my. In daai moment wat Jesus hulle roep om te sê, volg my, sê hy vir hulle, ek glo julle is goed genoeg om soos ek te wees. Julle moet verstaan wat hier besig is om te gebeur. Ons moet verstaan dat as Jesus vandag vir jou sê, ek nooi jou uit op 'n pad om saam met my te stap, om my te bestudeer, dan glo ek jy met jou verslawing, jy met jou bekommernis, jy met jou vrees, jy met jou verlede, jy met jou foute, jy wat nie goed genoeg voel nie, jy met die siekte, jy met die storie, jy met die reputasie, jy met wat ook al, jy is goed genoeg om my te volg. Het jy al daai besluit in jou lewe gemaak om, al was jy al 10.000 keer in die kerk, al het jy Bybels deurgelees en teologiese boeke opgeswat en wat ook al het mag wees, ek het respek daarvoor, maar het jy al ooit op daai plek gekom waar jy sê, ek is bereid om jou te volg, Jesus. Jy hoef nie perfek te wees nie. Jy hoef nie alles onder beheer te hê nie. Jy word genooi net soos jy is. Miskien is dit tyd vir jou om 'n besluit in jou lewe te maak om saam Jesus te volg. Ek hoor iemand die ander dag
so mooi ding sê. Hy sê, ek weet nie van jou nie, maar partykeer is daar 'n berg in ons lewe wat ons het net nie geloof om dit te skuif nie. Was daar al so 'n situasie in jou lewe? 'n Ding wat jy voor jou gesien het wat ek het nie genoeg geloof om hierdie ding net te sê verwyder jouself in die naam van Jesus Christus nie. Jy sien, baie keer kom ons op hierdie ontnigtering, dat daai berg is nie noodwendig deur die duiwel daar gesit nie, baie keer is daai berg deur Jesus daar gesit. En Jesus nooi jou uit om nie hierdie berg weg te spreek nie, maar hy nooi jou om sy hand te vat en daai berg te gaan uitklim. Jy sien, daar's goed in daai berg wat jy nodig het om te ontdek. Goed oor jouself, goed oor Jesus, wat jou gaan vrymaak. Jy sien, toe Jesus vir daai disippels sê, volg my, toe nooi hy hulle uit om iets te word wat die samelewing nooit gedink het hulle kan wees nie. Hy nooi hulle uit om nie net mede-rabbies te word nie, maar hy nooi hulle uit om iets veel groter as dit te word. Hy het 'n prentjie oor hulle gehad. Op die einde van die dag ken ons hulle nie net as disippels, volgelinge van Jesus nie, ons ken hulle as apostels, ouens wat die koninkryk van God aarde toe gebring het en vir mense kom vertel het van die goeie nuus. Hulle was nie net vissermanne nie, hulle was veel. In hulle wildste drome sou hulle nooit dink dat dit die waarheid kon word nie. Ek hoop ek prikkel jou aandag, want dit is waartoe Jesus my en jou nooi. Wil jy saam met my weer probeer? Weer probeer saam met Jesus. Ophou na die verlede kyk en moedeloos sê, ek kan nie. En ons het nou eendag ontdek, jy kan. Maar dat jy, soos die disippels sê, ek is bereid om 'n pad saam met Jesus te stap in die volgende tyd. Om te bestudeer. Jy sien, want dit wat die disippels gedoen het en ontdek het op daai paadjie, is goed wat soveel betekenis gedra het. En hier's waarmee ek wil land, is dat jou lewe nie net 'n proses van rekeninge betaal en werk toe en terug is nie, maar dat die oomblik wat jy sê, Here, ek is bereid om jou te volg, dan nooi hy ons uit na 'n lewe vol betekenis. Jy beteken iets. So Here, ek wil land met hierdie gedagte dat hier's persone wat al wou opgee en sê, ek beteken niks, ek's agter, dit sal beter wees as ek nie meer is nie. Ek wil vir jou sê, moet asseblief nie daai leuen vat nie. Moenie daai byt vat nie. Moenie aan dit kou nie, want dis presies waar die vyand jou wil hê. Ek wil vir jou sê, jy het 'n keuse tussen lewe en dood. Kies lewe. En die Here gaan jou neem. Jesus gaan jou lei op 'n paadjie van betekenis. Here, ek kom bid in hierdie oomblik dat U mense sal vat om uit hulle alledaagse busy goedjies doen, Here, net 'n oomblik vat en sê, Here, Jesus, ek wil in 'n seisoen ingaan waar ek jou wil dien, bestudeer. Ek wil jou volg soos wat disippels 'n rabbi gevolg het, want in dit lê daar betekenis. 'n Ontdekking van wie ek is en 'n ontdekking van wie U is, a life worth living. Dankie Here daarvoor. Dankie Heilige Gees dat U ons begelei in dit. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Ek kan nie wag om jou volgende week te sien nie. Ons sien mekaar weer by Simplicity Venue, 8de Junie. Het ek al vir jou gesê, ek is lief vir jou? Ek is so lief vir jou. Goed gaan.